Ek dink elke jaar, as dit kom by 28 November, dan dink 'n mens maar weer terug, jy weet. Die laaste paar minute van daai vlug moes skrikwekkend gewees het, want hulle het geweet, daar's geen manier onder die son wat hulle hierdie vliegtuig sou kon lewendig op die grond kry nie. En nadat hulle vir hom sê reg, die aanloopbaan is beskikbaar vir u, sê hy vir hulle okay. En dit was die laaste woorde wat uit die Helderberg uitgekom het. And then of course it all went blank and into the water it went. It was quite eerie. Terrible, terrible. It's nasty. Aircraft accidents are nasty things. One needs to know the truth. 23 jaar met hom getroud en 23 jaar elke dag van my lewe hoor ek hierdie woord Helderberg. 'n Mens bly tog maar wonder. Mens is maar mens. Jy wil weet, wat het regtig gebeur? In die geskiedenis van Suid-Afrika is daar sekere woorde wat ons as nasie definieer. Aan die een kant is daar leiers, baanbrekers en kunstenaars, en aan die ander kant is daar tragedies, ongelukke en oorloë. Maar daar is bitter min woorde wat ons as volk so aangegryp het as die naam van die SAL se beroemdste 747, die Helderberg. Die Helderberg was 'n kombi-model. Met ander woorde, hy was 'n kombinasie. Die voorste helfte van die vliegtuig het passasiers gedra en die agterste helfte van die vliegtuig was ingerig vir vrag. Sy registrasieletters was ZS, SAS. En dit is 'n vliegtuig waar 'n Boeing 747 straler was, 'n Boeing 747B kombi. I retired in 1986 and my last flight was on the Helderberg. Maar die 747, ons het verskillende modelle gehad. Ons het die basiese 747 gehad, die Super B gehad en die SP en toe later jare die 747-400. Beautiful aeroplanes. It was the aeroplane. We were always very, very proud to be crews on a 747. It's a magnificent aeroplane. Nou, die verskil tussen die gewone Boeing 747 en die 747 kombi is dat hulle het gedink is 'n goeie idee, want op roetes waar jy nou nie volle vragte van passasiers kan dra nie, is daar baie ruimte in die vliegtuig wat nie gebruik word nie. So hulle het vorendag gekom met 'n plan wat nou 'n afskorting in die romp van die vliegtuig gehad het en jy kon hierdie afskorting vorentoe of agtertoe beweeg afhangende van die passasierslading wat jy gehad het. En dan kon jy vrag agter daai afskorting laai sodat jy basies meer doeltreffend kon wees met die vliegtuig. Hy kon meer opbrengs vir lugredery inbring. And flying a combi was just the same as flying any other of the aircraft. It's just that the back third of the aircraft was partitioned off and we had freight in the back. In die oorspronklike modelle, die Super B en die SP wat ons gevlieg het nog standaard instrumente gehad. Jou gewone ronde instrumente soos wat jou oorlosie lyk. The Helderberg was very nice because it was a new aeroplane. And I think we had 2 cargos, combis. I can't remember the other one, but I've flown them both, of course. Die kombi-model het ook baie sterker masjiene gehad, maar die verskil in hulle was nie so dramaties geweest nie. Hulle was redelik eners om te vlieg. And we all flew the aeroplane from our seats forward because you couldn't sit and worry about what was going on at the back of the aircraft. That was the cabin attendant's business, and you had enough to do in the front. So we used to fly the aircraft from our seats forward. And whether you flew a combi or you flew a freighter or you flew a passenger aircraft, it was all the same. You just flew it from the front. The Helderberg was no different than any of the others from when we sat in the sharp end. It was just another aeroplane.
In 1987 was die kombi-konsep egter doodnormaal. En vir die vlieëniers was dit ook niks besonders nie. Boonop was die roete wat vlug SA295 daardie nag sou volg, bloot roetine. Daar was dus geen rede vir die kaptein, Davie Uys, om anders as normaal op te tree nie. Ja, ek het vir Davie Uys baie goed geken. Hy het by die Weermag vliegklub op Swartkops leer vlieg. Uiters vaardige, uiters konsensieuse vlieënier. I knew Davie Uys. Davie Uys had flown with me frequently, where before he'd become a captain, I was a lot senior to him, and he'd flown with me as a co-pilot before. He was a very nice guy. I liked Davie. He had medical problems. He had this skin cancer problem, and that booked him off for a while, and then he got medically fit again so that he could come back and fly. And it was shortly after that that they had that incident. Selfs met die eerste offisier, ek het daai manne almal geken. En van die bemanning agter ook. En daar was nie een van daai manne wat jy 'n vraagteken oor kon sit nie. Almal van hulle het hulle werk deeglik gedoen, was baie toegewyde vlieëniers, baie ondervinding gehad. Dit was een van daai dinge wat gebeur het wat totaal buite hulle beheer was. Of course, I knew all the cabin staff. We'd all flown together over the years, and I'd only been retired for a short time when the Helderberg went in. Nog een van die bemanningslede aan boord van SA295 was Kitsof Burger. Sy vrou, Annetjie Oberholzer, onthou die gebeure rondom die Helderberg nog kristalhelder. Want alhoewel die pyn mettertyd minder word, kan 'n mens nooit regtig vergeet nie. Ons het hom genoem in die familie Kaaitjie. Hoekom? Jy kan self dink. Hy was altyd Kaaitjie van die baan. So het sy ma gesê altans. Hy was eintlik 'n groot gunsteling onder sy vriende. Hy het nie 'n ou gehad wat 'n mens se vyand kon noem nie. Hy was 'n Kaapenaar van geboorte. Het maar in Kaap groot geword, skool gegaan. Hy was ook by ek dink Paul Roos Gimnasium Hoërskool het hy gematrikuleer en toe het hy opgekom Transvaal toe om nou hier by lugdiens te kom werk. Hy was eintlik 'n hoofkelner op die vlug gewees. Hulle het die name na die Helderberg het hulle dit verander. Hulle al die personeel, kajuitbemanning het hulle ander name, 'n anderste tipe naam gegee, soos kajuitkontroleerder en sulke goed. Maar basies die tyd wat hy nog gevlieg het, het hulle bekend gestel gestaan as kelner. Daar was junior kelners, daar was senior kelners en daar was hoofkelners. So hoofkelner, hy was 'n waarnemende hoofkelner op daai spesifieke vlug. Want die ouetjie wat die hoofkelner sou gewees het, het siek ingebel en hy moes instaan vir die ouetjie. Ja, hulle is toe weg na Taiwan of Taipei, ek kan nie meer so mooi onthou nie, maar dit was een van die lang vlugte. Ek dink dit was 10 dae of so iets, of 'n 7 dae vlug. Ja, dis reg, want Australië was altyd die langste wat 14 dae was. Ons het hom maar gegroet, maar gehoop hy kom terug. Ek meen, dit is soos basies in 'n motorklim en ry. Jy voel tog seker jy gaan by jou bestemming aankom en dan weer terugkom by jou huis. Ons het hom maar gegroet soos normaal en hy is toe weg. Terwyl die bemanning gereed gemaak het vir die vlug vanaf Taipei na Johannesburg, het die passasiers self ook aan boord begin kom. Een van hulle was Pieter Wills se tweelingbroer, John. John Wills is my twin brother. We were very close as twins, grew up in Barberton and had a very happy life together. He was general manager of a fishing company and trade traffic. It's a Barlow's company, and he had to travel to Hong Kong, Japan, Taiwan, as regards the business. He was a amicable person. Everybody enjoyed his company. It was good to listen to. He had a great command of the English language.
he wanted to be a journalist, and my parents discouraged it, but from a young age he used to read. He could read that Crossfire in the night, a thick book he could read in no time, so he was brilliant at English. He seemed to travel once a year. This was quite a long trip, and I think it was delayed. It was extended because he was able to get a visa to go to Korea, and so it was extended. And then obviously subsequent to, after the accident, we heard that he wanted to come back earlier so that he could see his children on the Sunday or the Saturday before going back to work, because he hadn't seen them for 3 or 4 weeks. Met al die passasiers en die bemanning aan boord, was die SA Helderberg so te sê gereed om sy laaste reis te begin. Maar daar was nog een persoon wat 'n draai by vlug SA 295 moes maak. Sy naam is André Wessels en hy was in daardie stadium deel van Suid-Afrika se diplomatieke diens. I was employed by the South African Defence Force in the military section. I was their military assistant, and I was attached to foreign affairs. I did the duty of putting the diplomatic bag on the plane. The diplomatic bag is a bag that enjoys privileges. It is immune to being searched, opened by the host country, on condition that it comes from your embassy, sealed, and it gets placed on a special compartment on the plane where diplomatic stuff, goods and letters are placed. The person who puts the bag on the plane has a key. You open the locker, put the bag in, see what else is in there while you can, lock, and it gets opened on the other side. While I was on the plane, I obviously took note of what cargo was there. And as I said to you earlier, there were styrofoam boxes with tropical fish. If I'm not mistaken, they came from Thailand. And you could see the general cargo in the plane. And the diplomatic locker was, I think it was on the starboard side. I got there, put the bag in there, and I wandered out. Get more sleeping space with this Homemark. Uiteindelik was dit tyd vir kaptein Uys om die Helderberghuis toe te vlieg. Hy het die nodige klarings verkry, die 4 engines volle krag gegee en opgestyg by Taipei. Springbok 295 was op pad. En die Helderberg was op vlug SA 295. Hy was op route van Taipei in die Republiek van China na Suid-Afrika, en destyds 1987 is die jaar waarop hy nou geval het. Destyds was die roete van Taipei af oor Mauritius na Johannesburg toe. En die vliegtuig was veronderstel om 3 uur in die namiddag in Taipei op te styg. Maar as die hele samevloeiing van omstandighede wat interessant is met die vliegtuig, daar was 'n donderstorm gewees in die omgewing van die lughawe, so hulle kon nie betyds opstyg nie. Toe was daar ook 'n vliegtuig wat laat was met sy aankoms te midde van die storm, wat passasiers gehad het wat veronderstel was om by Helderberg te vlieg. En toe land die vliegtuig, toe kry hulle passasiers en hulle het 1 uur en 23 minute later as die skedule was, het hulle opgestyg. Die vliegtuig het dan gestyg na sy kruishoogte toe. Hy het met al die lugbeheerafdelings op pad in sy roete het hy kontak gemaak met die verwagte tydperke. Hy het geen verskille gehad op sy kruishoogte nie. Daar was geen versoeke vir enige afwykings van die lugroete nie of enigiets. So alles was basies normaal op die vliegtuig gewees. Aan boord van die Helderberg was dinge egter besig om lelik skeef te loop. Selfs na al die jare bly die besonderhede van presies wat gebeur het ontwykend. Maar 'n paar sleutelgebeure is wel duidelik aangeteken. Een van hulle was dat daar kort voor sy aankoms in Mauritius rook in die kajuit van die 747 was. Toe hy omtrent 'n uur en 'n half buite Mauritius was, hulle het al klaar kontak gemaak met Mauritius. En hulle het vir Mauritius gesê hulle verwag om op 'n sekere punt op 'n tydperk te wees. 23 minute daarna het hulle wel hulle oproep gemaak en gesê luister, ons is nou op hierdie punt. En toe die volgende kontak met die toring op Mauritius was van die
vlienier van die vliegtuig was ene kaptein David Eys geweest. En hy het gerapporteer dat hulle nou rook in die vliegtuig gewaar het. Die probleem met by die Helderberg gekom dat die manne 'n brand aan boord gekry het wat hulle nie kon blus nie, want elke brandblusser op daai vliegtuig was leeg. Hulle het op die strand uitgespoel en hulle was leeg. So die manne het die brandblussers gevuur. Hulle het die snellers getrek en hulle het probeer om daardie vuur te blus en hulle kon nie. En hulle het gesê dat hulle al klaar op pad was om na 14.000 voet te daal. Nou die lys wat jy het in die Boeing 747B, indien jy nou rook in die kajuit het, dui aan dat jy onmiddellik van jou kruishoogte af daal na 14.000 voet toe. En die rede daarvoor is dat jy op daai hoogte het jy nog steeds genoeg suurstof sodat jy wel nou die deure kan oopmaak en jy kan nou die rook basies uitblaas uit die vliegtuig uit. And you must open the cabin doors to get the smoke out. And these cabin doors are plug type doors. So the more pressure you have inside the aeroplane, the tighter these doors are. So because they couldn't depressurize the aeroplane, they couldn't open the doors to let the smoke out. So the smoke actually killed them all. I think they must all have been dead before they hit the water. En toe het hy 'n gat deur die dak gebrand en die oomblik wat hy die gat deur die dak gebrand het, het hy daar 'n enorme venturi gevorm wat hierdie vuur eenvoudig verskriklik aangeblaas het en die temperatuur van daai vuur het so hoog geword dat hy 'n grafiet raket, tennisraket gesmelt het. Nou grafiet smelt hier in 'n omgewing van ek dink 2000 grade Celsius. So die hitte in daai vliegtuig was enorm. In die volgende paar minute het dinge nou gebeur in die vliegtuig en die toring in Mauritius het gehoor van hom dat hy nou baie van sy elektriese uitrusting op die vliegtuig verloor het, dat hy geen instrumente beskikbaar gehad het nie. So dit was totaal buite die beheer van die bemanning. Hulle het beheer oor die vliegtuig verloor oor hulle nie verder kon vlieg nie. Daardie hitte sou ook veroorsaak dat die kabels wat in die dak loop wat agter na die beheervlakke toe gaan, sou gerek het. So dat die effektiwiteit was zero geweest. Die laaste paar minute van daai vlug moes skrikwekkend geweest het, want hulle het geweet, daar's geen manier onder die son wat hulle hierdie vliegtuig sou kon lewendig op die grond kry nie. Nadat hulle vir hom sê reg, die aanloopbaan is beskikbaar vir u, sê hy vir hulle okay, en dit was die laaste woorde wat uit die Helderberg uitgekom het. Want in die volgende 3,5 minute het die vliegtuig in die see ingestort, vanaf 14.000 voet omtrent. Dit lyk na 'n goeie skot, Dink jy het wat dit vat om 'n supersport rugby-kommentator te wees? Wel, slaan voet na die Absa Kagga en Kare 4-buurt vanaf 1 tot 4 April. Kyk uit vir die Super Rugby span by die TV Plus en kyk net tent elke dag vanaf 10:00 en doen jou ding. Daar's Goeienaand. Goeienaand van my kant af. Die jongste nuus oor die Boeing vliegramp is dat die eerste liggame van die slagoffers gevind is. Die nasionaliteit van die oorledenes wie se liggame gevind is nie bekend nie. Skok, ongeloof, verwarring. Vir 'n ruk lank het die families van die mense op die Helderberg nog bly hoop, maar dit het vinnig vervaag. En in die ateljee by GMSA was die veteraan vlieënier Sakkie van der Merwe self heeltemal uit die veld geslaan. Ek het die oggend toe die Helderbergse nuus deurgekom het, was ek 'n aanbieder op Goeiemôre Suid-Afrika, was ek een van die aanbieders. En toe hulle vir my sê daar's so 747 af, sê kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Ons veiligheidsprosedures is net so dat ons vliegtuie behoort nie neer te stort nie. Dis nie moontlik nie. En ek was verslae. Ek was totaal verslae. Ek sal nooit toe hulle dit vir my noem met daar so 'n koue wolk oor my gesak. Ja, ek hoop nie so iets kom my ooit weer oor nie. It was very early the next morning
Type A time that I'd heard that the plane had crashed because our offices were very near to the SAA offices. There was consternation in the streets. And I'd wandered in there and they said to me that the aircraft had crashed. As a matter of fact, I was at the police station in Bedford View. I was on duty as a police reservist, and I'd heard the chaps were talking about this accident. Well, that the aircraft was overdue, and they couldn't be found. And of course, I phoned ops, but they didn't really know. The aircraft was just overdue. They hadn't found it yet. Saterdagoggend 6:50, toe lei my huistelefoon. Toe ek nou optel, toe is dit ligdiens. Toe is dit, ek dink dit was 'n dametjie of 'n man, ek kan nou nie onthou wie dit was wat geskakel het nie, maar toe sê hulle net dat die vliegtuig word vermis en is daar familie naby my wat ek kan skakel. En toe het ek gesê op hy stadium, ja, my mommy is daar. Ja, ek het haar toe geskakel en vir haar gesê, mommy, lugdiens het gebel en gesê, die vliegtuig word vermis en kan mommy asseblief oorkom, jy weet. Sy het toe oorgekom en sy het net gesê, my kind, jy moet sterk staan, kom ons gaan kamer toe en ons gaan doen 'n gebed. Jy weet, ons is kamer toe, kinders saamgevat en sy het vir ons 'n gebed gedoen, gevra. Ekskuus tog. Ekskuus, mens. Jou gedagtes laat teruggaan, jy weet. Dit was maar baie emosioneel. Ons het gevra, jy weet, die liewe Vader moet tog maar asseblief hom beskerm en almal aan boord van hy vliegtuig. Maar nou ja, so die oggend toe nou verbygegaan. Hulle het gesê hulle gaan vir ons op hoogte hou. Jy weet, soos die tyd nou aanstap om vir ons nuus te bly deurgee. Enigiets wat hulle hoor, jy weet, sal hulle vir ons in kennis stel. En hulle het so gemaak. Ek dink dit was hier so voor 10. Toe het hulle geskakel. Toe sê hulle nee, dit is positief. Die vliegtuig het in die see neergestort en hulle glo nie daar's oorlewendes nie, maar die hoop beskaam nie. I had a strange feeling on me that day. I couldn't describe it as being sick, but it was just some unusual feeling I had, and I wasn't able to work, and I asked to go home. And then later on, well, the next day, Beth said to me, my wife, Beth said to me, reminded me that I woke her up. En omtrent hier by 1:30 die nag het Pieter my wakker gemaak. Toe sê hy vir my, there's something wrong with John. So toe sê ek vir hom, man, nothing is wrong with John. John is coming back on Sunday, and that is today, it was the Friday night, die Vrydagnag, né? En 1:30 daai nag het hy vir my gesê, there's something wrong. So daar was, ek weet nie of dit die geval was dat die vliegtuig toe geval het of wat nie, maar ja, en die volgende oggend het hy opgestaan en direk na die televisie toe gegaan. I went immediately to the TV and switched it on, and it was just announcing a missing aircraft outside of Mauritius. En toe die nuus oor die televisie kom en oor die radio gehoor het, toe sê hy vir my, I think John died last night. And said SA295, and I was not aware that John was on that flight. So I immediately phoned his wife Dee, and she said yes, she's also just heard the news he was on that flight. Nee, kyk, dit is 'n disaster, nee. En toe onmiddellik het hy net gesê hy moet by die kom en by die kinders kom en hy moet vir hulle gaan support. Soos in 2 ure toe is Pieter op pad Kaap toe. Yeah, it's such a shock. You can't
absorb it. And I just thought, well, the children are down there, Dee's there, somebody needs to support her. I got into the office and I had a portable radio which we listened to a local English radio station, an American station, and they'd announced that the aircraft had gone down. It was quite an eye-opener that, wow, I'd been on that plane the night before, put the diplomatic bag on, and it was a jolt because you go past the people who you know are going to go onto that plane. So you reckon, hello. Jy voel of jy in 'n vakuum is. Jy weet, jou lewe weggesak onder jou. Jy het nie meer grond onder jou voete nie. Jy het 101.000 vrae wat deur jou kop maal. Jy het 3 kinders. Jy weet wat jy skielik moet alleenig voor verantwoording doen. Yeah, one just said that feeling if the plane hadn't arrived, well, what really? I mean, even if a plane crashes on land, what hope, what chances are of survival? You know? So one doesn't want to believe that they have perished, but on the other hand, you've got to be realistic. You know? But like many family members said, they never gave up hope for a couple of days. Maar net die gedagte dat hy nou werklik nooit weer sou terugkom nie. Jy weet, ek dink dit is maar al wat 'n mens bietjie die grond so bietjie onder jou voete weggevat het. Met die werklikheid van hulle familie se afsterwe, was dit tyd om afskeid te neem. Maar vir meeste van die agtergeblewenes was daar geen liggame om te begrawe nie. Geen finaliteit nie. Net hartseer. We had a memorial service at Mowbray. It was packed, people stood outside, and he was well known in Catholic circles. Knew Cardinal McCain well. He presided at the memorial. There were about 9 priests. So he was well up with the hierarchy of the church. We had a memorial service that was held in one of the hangars at Jan Smuts Airport, and although I was retired, I attended this memorial, and there were hundreds and hundreds of people there. Hulle die week daarna, ek dink dit was so die 4de Desember, as ek reg onthou, was nee, dit was die Saterdagoggend, dit was die 5de Desember. Hulle het toe met my gekontak in daai week vooraf en vir my gesê dat hulle gaan al die mense en die familie wat by die Helderberg vliegramp betrokke was, gaan ons per vliegtuig vervoer word oor na Mauritius toe. En dan sou hulle nou 'n diens hou in Port Louis, wat die hoofstad is van Mauritius, by 'n auditorium daar. Ter nagedagtenis aan almal wat nou gesterf het in die ongeluk en so aan. It was very touching. Very touching, because I knew all those people on the aeroplane. En hulle toe daar 'n baie lieflike diens het, Dominee Johan Symington vir ons gehou. En ek weet minister Eli Lou was op daai vlug. Ek weet minister Pik Botha was op daai vlug. Daar was verskeie van wel redelik baie van die lugdienspersoneel, hoof van die personeel was ook daar. En ons het die aand baie laat teruggekom hier in Suid-Afrika. Ja, dit was net 'n verskriklike, dramatiese ervaring vir ons almal. Dit is iets wat seker vir ons vir die res van ons lewe by ons sal wees.
Die redes agter die tragedie van die Helderberg sou een van Suid-Afrika se grootste raaisels word, want almal wou dadelik weet hoe so iets kon gebeur. Maar aangesien dit in die 80's plaasgevind het, is terrorisme dadelik vermoed. Geen een kon egter enige antwoorde vind voordat die wrakstukke nie gekry is nie. Die volgende oggend het hulle meer vliegtye in die lug gesit. Onder meer was daar vliegtuig van Suid-Afrika, want hulle het teen, ek dink, dagbreek die volgende oggend het SAL 'n vliegtuig vol kenners en ingenieurs en ondersoekbeamptes al klaar gereed gehad by Jan Smuts. En later in die dag was daar mense in 'n Beechcraft privaatvliegers wat nou net probeer help het. Nou is die interessante ding is, ongeag die politiese toestand waarin ons Suid-Afrika verkeer het destyds, het die Amerikaanse vloot, die Franse vloot, die Mauritius mense en hierdie private ouens almal het sommer saamgewerk om te probeer help. En hierdie ouens het nou 2 oliekolle op die see gevind. En hulle was omtrent 800 meter uit mekaar uit. En toe 'n paar stukkies wrakstukke wat op die see gedryf het. En toe hulle die posisie gegee het, en toe het dan die ander reddingsvoertuie daar gekom en hulle het 'n paar lyke uit die see gevind van die oorlewendes. En daarna niks verder nie. En die probleem was, die see in daai geval is 4400 meter diep. Daar was nooit tevore en sedertdien ook nooit weer van daai diepte enige wrakstukke herwin nie. So dit was 'n totale nuwe toestand waarin hulle die rampondersoekbeamptes nou mee moet werk. Hulle het geen vorige kennis gehad nie, geen vorige ervaring. Die diepste artikel wat ooit herwin is voor dit is eintlik van die Titanic, maar dit is net omtrent 3000 meter as ek reg onthou. Hulle het meer as 120 miljoen rand in destydse rande, wat deesdae seker baie meer, amper 1 biljoen rand sou ek skat, het hulle beskikbaar gemaak om die wrakstuk te gaan vind. En hulle het aanvanklik gekyk vir die kajuitopnemers en alles met die gewone uitrusting wat hulle noem dit pingers in Engels. Toe het hulle 'n tender uitgesit en gesê, luister, ons moet eerstens die wrakstukke vind en daarna kan ons probeer bepaal wat gebeur het. En hulle het geweet van die opname van die toring dat daar wel 'n rookprobleem in die vliegtuig was. Party van die wrakstukke wat op die oseaan gedryf het aangedui dat hulle het gesmelt. So dit het bevestig daar was 'n brand op die vliegtuig gewees. Nou ongelukkig is 'n brand in 'n passasierstraler 'n baie ernstige saak. Daar is 'n paar brande in vliegtuie wat uitgebreek het in die afgelope 20 jaar. En in elke een van hulle is die tyd tot die beskikking van die bemanning om 'n vliegtuig veilig op die grond te kry gewoonlik minder as 10 minute. Dis die een ding wat alle vlieëniers sê, ek hoop dit kom my nooit oor nie. Want jy's in 'n beperkte ruimte, jy kan nie stop nie, jy kan nie uit nie. En dis een van die dinge wat ons met opleiding besig is, wat jy die meeste op gedrul word, is hoe hanteer jy 'n brand? Want 'n brand aan boord is daar baie goed wat kan brand. Elke passasier dra goed saam met hom wat kan brand. Die tender wat hulle uitgesit het was eintlik uniek. Die tender spesifikasie het gesê indien jy nie die wrakstukke vind nie, gaan jy nie betaal word nie. En die rede hoekom hulle daai spesifikasie ingestel het is om seker te maak dat hulle geen mense gehad het wat hulle nou begin lol het en gesê okay, ons is nou kennis op die gebied en die ouens is nie eintlik kennis op die gebied nie. Net die ouens wat nou seker was dat hulle nou 'n resultaat sou lewer, sou dan nou tender. En die maatskappy wat getender het vir die ding is Eastport International en dit is 'n Amerikaanse maatskappy wat wel gehelp het om die India wrakstukke te vind in die Noordsee. En hulle het begin om 'n kaart te maak met sonar van die bodem van die see. En na 'n paar maande het hulle dan uiteindelik op die wrakstukke afgekom. Die interessante ding is, as ons teruggaan tot die dag na die ramp, waar hulle die ouens in die Beechcraft nou 2 oliekolle op die see gesien het. Daar was 2 wrakstukvelde en die spasie tussen hulle was omtrent 600 meter. Toe sit hulle 'n videokamera onder in die see in en hulle moes 'n spesiale kabel vervaardig vir die ding. Die kabel was oor die 6 km lank. En ander ding het ook probeer, soos wat die kamera gedaal het, daar was soveel verskillende stroombane in die oseaan, dat dit moeilik was om navigasie te hê. So wat hulle gehad het, hulle het op 3 naby geleë eilande, het hulle bakens opgestel en die hele ding opgedeel in 'n blokkies kaart. En hulle het stap vir stap, elkeen van die blokkies het hulle nagegaan met die video en toe het hulle 'n kaart opgebou van die wrakstukke. En hulle het nou probeer uitwerk op 'n wiskundige wyse, 'n
Dr. Teens Creer van SAL. Hy was 'n ingenieur daar. En met die WNR het hulle nou bepaal die moontlike gebied waarin die ding nou afgedryf het is binne 'n paar meter. En toe het hulle gaan kyk en hulle die kajuitopnemer binne presies in die middel van daai veld het hulle die kajuitopnemer gevind. En dit is nog steeds die diepste afstand waarop hulle enige wrakstukke van enige strale vliegtuig of skip ooit herwin was. So daar het SAL pionierswerk gedoen. En toe natuurlik die herwinningsproses, hulle het hom toe weer aan mekaar gesit daar op die lughawe op Jan Smuts, wat hulle uitgekry het soveel as moontlik. The reason why the Helderberg crashed is still a mystery, and attempts are being made to solve this mystery here at the Debris Center in a hangar at Jan Smuts Airport. Now, the debris center is where the debris is stored that was collected from 2 debris fields on the seabed of the Indian Ocean. En ons het deur die ding gaan stap, die wrakste, so wat hulle aan mekaar gesit het. En dit was 'n aardige gewaarwording om deur hierdie ding te stap en te dink, joh, hier het van jou maats hier in hierdie konstruksie wat nou hier staan, is hulle dood tegemoet. Just behind the cockpit, we had a crew rest cabin, and we had a bunk there where you could lay down and sleep, and we had a foam mattress. Now, they found a piece of that foam mattress in the sea, in the wreckage, and that was lying on the hangar floor where that bed would be, and I looked at that piece of foam mattress and realized that I had actually laid down on that specific mattress. It was quite eerie. Terrible, terrible. It's nasty. Aircraft accidents are nasty things. Is jy 'n boer? Sukkel jy om tussendeur al die harde werk op die plaas 'n vrou te vind om jou lewe mee te deel? Skryf dan voor 6. Maar selfs met die wrakstukke en die stemopnemer herwin, was daar een vraag wat onbeantwoord gebly het. Wat presies het die brand op vlug 295 veroorsaak? En ten spyte van al die groot name wat by die ondersoek betrokke was, David Klatsow, Rennie van Zyl, Regter Mago, Gert van der Veer en baie meer, bly dit steeds 'n raaisel. En met die tyd het hulle nou begin die wrakstukke herwin. En binnekort het hulle gevind dat die brand seker in die regte kant van die vliegtuig voor in die bagasieruim ontstaan het. Daar was baie roet op die panele binnekant die vliegtuig daar. Toe kry hulle die kajuitopnemer en ongelukkig het dit nie die tydperk van die ongeluk gedek nie. Want wat gebeur het is die bedrading wat krag toevoer en die syne van die mikrofoon deurvoer was bo in die romp van die vliegtuig gewees, bo die punt van die brand en hulle het gesmelt. So die kajuitopnemer het opgehou werk 'n hele paar minute voordat die vliegtuig geval het. En vanuit daai inligting het hulle bepaal om die data-opnemer te probeer vind. Sou ook nie gehelp het nie, want hy is deur dieselfde bedrading van krag voorsien. So hulle sou nie veel verder al wat daai data-opnemer sou vir hulle gesê het, okay, die vliegtuig was op hierdie hoogte, op hierdie gebied. Maar dit sou niks verder gesê wat het in die laaste 4 minute gebeur nie. En hy het eenvoudig daar in die middel het hy so verswak geraak as gevolg van die verwarming dat die vliegtuig in 2 gebreek het. En hy is in daai 2 helftes afgetuimel. Dis al die inligting wat ons gekry het. Dis moontlik dat hulle die laaste entjie nie by hulle bewussyn was nie, maar en die een dame wat hulle haar liggaam in 1 stuk gekry het, ek dink Swanepoel was daarvan, as ek reg onthou. Sy het uitgespoel op die strand in Mauritius. En wat hulle aan haar longe kon sien is dat sy het 'n geweldige hoeveelheid koolstof in haar longe gehad. Wat vir ons sê dat die passasiers was waarskynlik almal dood voor hulle die water getref het as gevolg van koolstofinasemming. Could have happened to anybody. They subsequently changed the combis. Of course, in retrospect, we realized that the fire protection wasn't adequate in that back section. Wat het ons uit die Helderberg geleer? Ons het geleer dat om vrag en passasiers op dieselfde romp van 'n vliegtuig in dieselfde atmosfeer te meng,
is onaanvaarbaar. Dit is net te veel van 'n risiko gewees. Tweedens, dat die brandbestrydingsstellings op die 747 Kombi glad en geheel nie genoegsaam was nie. Ons het ook geleer dat dit moontlik is om wiskundiglik 'n kajuitopnemer te vind, al was dit te diep en mense het nooit tevore dit gedoen nie. Dat indien jy 'n klas B kompartement het waar daar passasiers is, moet hy met outomatiese brandbestrydingsuitrusting uitgerus word, of verkieslik moet daai vrag in 'n houer toegemaak word. En daai houer moet met gas volgemaak word wat 'n brand sou blus onmiddellik. Dis wat jy in die klas C kompartemente, dis die goed wat nou onder die vloer is. Dit het 'n outomatiese bestrydingsstelsel. So hy het basies gesê enige bagasiery moet op daai standaard gehou word. Hy het ook gesê dat die kajuitopnemers vir 90 dae, 60 dae ten minste, daai pingers moet werk. En 'n ander ding wat hulle ook gesê het, dat die kajuit en dataopnemers hulle eie kragtoevoer moet hê. Hulle moenie deel van die masjien of die straler se eie kragstelsel uitmaak nie. The reason that we investigate accidents like we do is not to apportion blame to anybody. We investigate accidents so that we can find the cause of the accident so that we can prevent it ever happening again. Nou na die Helderberg het lugdiens besluit om nie meer die Kombi te vlieg nie. Vir die afgelope 23 jaar het verskeie mense al probeer om agter die oorsaak van die Helderberg tragedie te kom. Selfs die Waarheid en Versoeningskommissie het die saak weer ondersoek. Maar die gerugte van rooi kook en gesmokkelde wapentuig wil maar net nie gaan lê nie. Hoe dit ook al sê, vir party van die slagoffers se families sal daar eers rus kom wanneer die laaste deel van die legkaart in plek val. Jy weet, om uit te vind wat het gebeur, jy weet, en so. Maar ag wat, ons hoop maar eendag sal iemand wel vir ons ietsie kan laat val. Jy weet, want daar moet mense wees wat weet wat het regtig gebeur. I fully trusted the investigation. I never questioned it for about 10 years until I started reading about concerns about the actual hearings, and then I started taking an interest. One needs to know the truth. 23 jaar met hom getroud en 23 jaar elke dag van my lewe hoor ek hierdie woord Helderberg. En ek sien hom elke dag werk. Look, I've read all the books and I've read the hearings and I've seen the people that have been interviewed, witnesses questioned about things, but I've actually met people who have never been questioned or interviewed or witnessed, who have told me things other than what Margaret came out with. Dit is nou al soos 'n tweede huwelik. Dit is al soos 'n tweede huwelik. Ek sê vir jou sê, party dae voel ek lus en hardloop weg. Maar ja, en hy het net gesê he will never ever stop. It's quite interesting for me to continue getting information from people. I've been told quite a lot, and I circulate it amongst victims' families, that they know it as well. You know, I don't want to keep this to myself. Maar ek sien die berg nou hier by die voordeur uit. Daar is die Helderberg berg en ek hoor die vliegtuig en Pieter werk elke oggend van sy lewe voordag werk hy aan die Helderberg. I believe that. Yeah, I believe that there are people who feel they need to support the families that don't know how to do it, and maybe that's people in the know who might want to actually do that and help us. As hulle dit net, ek dink as hulle dit net met mense wil deel. As dit die destydse regering geraak het, jy weet, van daai tyd, dan ag 'n mens vergewe en vergeet. Maar as 'n mens net weet wat het gebeur, dan dink ek gaan dit vir jou 'n bietjie meer berusting kan bring. Hy sal nie rus voordat hy nie weet wat het gebeur nie. 'n Mens bly tog maar wonder. Mens is maar mens. Jy wil weet wat het regtig gebeur.
Te midde van die raaisels en vrae rondom die Helderberg, bly een feit bo almal staan. Op die nag van 28 November 1987 het 159 mense hulle lewens verloor in een van ons land se grootste tragedies. En tog was daar ook rede tot trots en het lugvaart vooruitgegaan, ten spyte van al die pyn. En dis met hierdie dinge waarmee ons as nasie waarskynlik vir altyd die woord Helderberg sal assosieer.